Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Ekerk is 'n aanlyn geloofsfamilie waar ons saam na Jesus soek deur sy woord en dan sy hart uitleef na ander. Mag jy deur vandag se boodskap Jesus op 'n vars en nuwe manier ontdek. Geniet die boodskap. Here, gee dat vandag ook die dag sal wees dat u stem helder en duidelik is, dat ons nie uit gewoonte sal luister nie, maar uit 'n diep honger, en spreek ons diepste honger en dors vandag aan in Jesus se naam. Amen. Vroegoggend toe ons wakker is en ons nadink oor die Here se woord, en toe dink ek by myself, dit gaan nogals onstuimig in die wêreld. Ruk later blaai ons, of Marietjie sommer net so deur die digitale koerant, en vandag vir 'n verandering is daar nie nuus oor die kerk op die buiteblad van die Sondagkoerant nie, maar die tragiese moord Vrydag van 'n polisie-informant. Intussen deur haal die kerk eers weer in die kolomme ook van die koerant die nuus, en ek sien hoe Christene veg, hoe party moedeloos is en party sonder hoop. En ek dink na oor die afgelope week se worstelinge om vandag se woord relevant en getrou aan die Here deur te gee, en ek dink myself, daar's so min in my hand, dat as die Here dit nie vermeerder en op goeie grond laat val nie, is ek en jy in die moeilikheid. Maar ek dink ook by myself, omdat ek dit so baie kere hoor in die afgelope tyd, sommer so in my gesig, jy is nie relevant nie. Hoe klink 'n relevante evangelie? Moet dit gedurig reageer op die nuutste nuus van die dag? Moet dit nog 'n keer maar net 'n suikerklontjie uitdeel, 'n stukkie troos vir mense wat vuisfoos en moeg is hierdie tyd van die jaar? En toe herinner ek myself weer aan Paulus, wat die evangelie gepreek het. As hy in 'n stad ingekom het, het hy Christus gepreek. Hy vertel vir die Galasiërs in Galasiërs 3 dat hy Christus so gepreek het, dat hulle hom aan die kruis kon sien hang. En toe dink ek by myself, die evangelie is ons troos en ons hoop. En toe dink ek by myself, soos wat Leonard Sweet skryf in sy boek oor prediking, wat hy vir predikers skryf met die titel Giving Blood, dat die prediker ook, maar nie net 'n afgerigte preek moet hou nie. En hy sê, it's more important to prepare the preacher than for the preacher to prepare the sermon. En ek dink toe mag die Here gee, dat vandag die Here se woord aan die orde sal kom, en dat ons die evangelie sal hoor, en nie maar net 'n klomp reaksies nie. Hiervan gepraat, vra. Die wêreld is vol vrae. Hulle sê daar is meer vrae as antwoorde. Hulle sê dat ons net genoeg weet om goeie vrae te vra, maar nie om al die antwoorde te hê nie. Nou ja, ek stem nie heeltemal daarmee saam nie, want ek weet ook baie vraagstellers dobber hulle lewe lank op die oseaan rond, sonder om ooit in 'n hawe vas te meer. Hulle kan jou peper met goeie vrae, maar ergens moet jy jouself verbind, commit tot 'n hawe. Ergens moet jy op die lewensbelangrike vrae antwoorde hê. Jesus het 2 lewensbelangrike vrae wat noop, wat dwing om 'n antwoord. En Petrus is in die vizier by elkeen van die belangrikste vrae. Ek sluit saam met jou aan by ons eerste teks, Matteus hoofstuk 16 vanaf vers 13, en ek lees dit volgend uit die boodskapvertaling wat ons jare gelede gemaak het en wat die Here steeds gebruik. Jy kan dit terloops gratis lees op die YouVersion Bible app. Ek lees saam met jou vers 13. Toe Jesus op 'n dag naby die stad Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels, wat sê die mense oor my, die seun van die mens? Hierdie is 'n lewensbelangrike vraag. Wie is Jesus? Hulle antwoord, party sê u is Johannes, die doper wat weer lewend geword het. Ander sê weer Elia, nog ander sê u is Jeremia of een van die profete. Jesus vra toe vir hulle trompop, en wat sê julle van my? Wie is ek volgens julle? Wie sê jy is ek? Die lewensbelangrike vraag van alle vrae
is dit die vraag waarop 'n antwoord lewensbelangrik en noodsaaklik is. 'n Persoonlike antwoord. Dis maklik, sê Jesus, om te hoor wat sê hulle en wat sê die ander mense. En ek sal saam met jou vir jare kon spekuleer en wys hoe die filosowe en al die groot denkers oor Jesus gedink het. Maar Jesus sê, stop, breek, wat sê jy? Wie is ek? Simon Petrus het nie vir 'n oomblik gehuiwer nie. U is die Christus, die redder wat deur God na ons toe gestuur is. U is die seun van die lewende God. Jesus sê toe vir Petrus, jy is baie gelukkig, Simon, seun van Juda, want jy het dit nie by ander mense gehoor nie. My Vader in die hemel het self hierdie groot waarheid aan jou bekend gemaak. Geseënd is jy, Simon, jy het die regte antwoord gegee. Jy sien, mens kan spekuleer soos jy wil. Jy kan, soos wat ek al baie mense in die lewe mee te doen gehad het, hulle kan ure spekuleer oor Jesus. Ek het al in baie agnostiese en nie gelowiges vasgeloop, wat daarvan hou om maar net 'n praatjie te maak, om my nog 'n keer in 'n hoek te probeer vastrek met slim argumente. En ek verstaan dat mense vra het, en natuurlik mag mense vra hê. Natuurlik moet ons doen wat Paulus gedoen het in Handelinge 17. Hy was bereid om saam met mense na te dink en diep na te dink oor sy geloof, met hulle te redeneer en oortuigend te redeneer. Maar uiteindelik, hoe sê die Engelse, it boils down to this. Wie sê jy is ek? En dan antwoord Petrus, u is die redder vir die wêreld. U is die verlosser, Messias. U is die een wat deur God gestuur is. En Jesus sê, dit is die antwoord van alle antwoorde. Om te sê, Jesus, Messias, Jesus, redder, Jesus, seun van God, die belydenis van alle belydenisse, die belydenis wat 'n sleutel dra, 'n sleutel van dood tot lewe, 'n sleutel wat die pad na die ewigheid oopsluit. Jesus sê, hierdie belydenis bring lewe, reg deur die Bybel, reg deur die Johannes Evangelie, almal, elkeen wat dit uitgeroep het, op verskillende maniere, het lewe gevind. Nee, daar's nie 'n resep hoe jy dit moet doen nie. Timoteus het 'n lang pad, het gegroei in sy geloof. Hy het nie, soos die mense sê, 'n dag en 'n datum gehad nie. Maar ek onthou hoe Filippus en Nathanael, wanneer hulle hierdie vrae ontdek, die antwoorde, hoe Nathanael uitroep, Rabbi, u is die Messias van Israel, die redder. Ek onthou hoe Thomas dit uitroep, my Here en my God. Wanneer Jesus en jy ontmoet, op dieselfde tyd, op dieselfde plek is, verander alles. Niemand kan onaangeraak wegstap nie, daar breek nuwe lewe aan. Vir Paulus in Handelinge 9 is daar 3 dae duisternis, en as sy oë oopgaan, is hy in 'n Jesus wêreld. Soos ek altyd sê, ek wens dit kon jou en my oorgekom het, dat ons geloof so sterk op ons afgedruk het, dat ons letterlik nie kan sien nie, en as ons oë oopgaan, is ons in Jesus se wêreld. Jesus is egter meer as net 'n verlosser, dis die tema. Nee, ek bedoel nie daardeur om 'n teologiese debat oop te maak en te filosofeer nie. Ek praat van, vir 'n gelowige, moet ek meer oor Jesus sê, as dat hy my net verlos. Natuurlik is dit die antwoord op alle antwoorde. Wat sê jy? En ek sê, Jesus is my redder, en Jesus sê, gelukkig is jy, geseënd is jy, God het dit aan jou bekend gemaak. So as jy sê, en ek glo van harte, dat jy dit agterna sê met jou eie lewe op jou eie maniere, Jesus is redder, my Here en my God, gelukkig is jy. God het dit aan jou bekend gemaak. Jy dobber nie meer van hawe tot hawe op die oop see rond, onverbonde nie. Jy's nie meer 'n lewenslange twyfelaar en soeker na die waarheid nie. Erns het jy in Jesus vasgeloop. Hy is waarheid. Hy beliggaam waarheid. Hy is waarheid in lewende lywe. Hy is die weg van die waarheid, die pad van die waarheid, die ewige waarheid. By hom vind jy rus. Maar Jesus wil hê jy en ek moet nog 'n vraag antwoord, 'n vraag wat ons dwing om meer te sê oor Jesus,
meer te glo oor Jesus, meer te lewe vir Jesus, as slegs om te sê, hy is ons verlosser. Lewensbelangrik, maar, en hier is die tweede vraag. Weer 'n keer, dwing hierdie vraag ons tot 'n groot antwoord. Ek sluit by jou aan in Johannes 21, vers 13. Jesus het sy disippels ontmoet op die strand, terwyl hulle besig was, so 6 van hulle, om vis te vang. En nou, na ete, vra Jesus vir Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my liewer as al die ander my liefhet? Ja, Here, kom dit van Petrus. U weet hoe toegewy en lojaal ek teenoor u is. Kyk dan asseblief na my lammers, vra Jesus toe. 'n tweede keer vra Jesus, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Ja, Here, u weet mos hoe lief ek u het, sê Petrus weer. Pas dan asseblief my skape soos 'n herder op, vra Jesus. 'n derde keer vra Jesus hom, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Kan ek heeltemal op jou lojaliteit staat maak? Petrus het hartseer geword omdat Jesus so aanhou. Here, sê hy toe, u hoef nie eens te vra nie, want u weet alles, ook wat in my hart aangaan. U weet mos hoe lief ek vir u is. Sorg dan vir my skape, sê Jesus. Ek wil waag om te sê vir 'n Christen is daar 'n groter vraag as die vraag wat Jesus vir Petrus vra en die disippels in Caesarea Philippi in Matteus 16. Wie sê julle is ek? Hy waag, nee, hy dwing ons tot 'n antwoord op die vraag, het jy my lief? Het jy my lief? Dis maklik om te sê Jesus is my verlosser. Alle gelowiges sê dit. Alle gelowiges bely die regte dinge oor Jesus. En uiteindelik skuif daai belydenis vanaf my hart na my kop. En uiteindelik word dit net woorde. Ek het die transaksie weer beklink met Jesus. Hy het 'n funksie vervul, hy het my gered. Kosbaar, kostelik, natuurlik. Maar uiteindelik is dit nie 'n belewenis nie. Daar gebeur iets anders met jou wanneer jy skuif van die regte inligting hê tot die regte relasie hê. Kan ek weer sê, daar skuif iets in 'n Christen se lewe wanneer jy skuif van die regte inligting na die regte relasie. Dis makliker om te sê Jesus is my verlosser as om te sê ek het hom met my hele lewe lief. Liefdestaal is skaars wat geloof betref. Ons almal ken liefdestaal. Ons ken dit in ons huwelik, ons ken dit tussen ouers en kinders, tussen vriende en familielede. Dit moet daar wees. Sonder liefde kan 'n familie, 'n huwelik, ouer-kind verhouding nie floreer nie. Wanneer liefde loop, is families en huwelike en gesinne en vriendekringe in reuse moeilikheid. Liefde is die gom, die sement. Maar bo alles dwing Jesus Petrus, dwing hy jou en my, dwing hy ons in hierdie de mekaar wêreld, hierdie wêreld wat in hierdie week weer gebrand het, hier in Suid-Afrika oorstroom het, waar misdadigers vrye teels het, waar Christene vra, hoe gaan ek lewe in hierdie wêreld? In hierdie de mekaar wêreld kom die Here met die evangelie na ons toe en sê, ek wil jou een vraag vra. Te midde van die lewe wat jy leef, het jy my lief? Het jy my waaragtig lief? Het jy my lief? Jesus hou net aan. Hy stop nie 3 keer. Nou die aand nog het Petrus vir Jesus 3 keer verloon en nou dwing Jesus hom terug in hierdie 3-gang ritme. 3 keer het jy gesê jy ken my nie, Petrus, ek wil aanhou en aanhou. Want dit het nie vir jou swaar gekom blykbaar om my 3 keer te verloon nie, totdat jy in trane uitgebars het. En daarom, jy en ek, hier aan die einde van 2025 se malle-mele wêreld, hier waar Desember de mekaar is en ons almal moeg is en bang is en nie weet hoe lyk die pad vorentoe nie, sê die Here, ek het vir my kerk 2 vrae. Heel eerste vraag kan jy waarskynlik maklik antwoord, want God het dit aan jou geopenbaar, prys sy naam. U is die redder, u is die verlosser. Maar kom ek vra vir jou, kan jy meer as dit oor my sê?
Want die kerk sê dit baie oor my, die kerk het baie titels vir my, die kerk praat baie oor God se titel is dit en God se titel is dat. Maar wanneer jy waaragtig geestelik groei, wanneer jy waaragtig met hoop in 'n donker wêreld lewe, wanneer jy nie op moedverloorse vlakte is nie, want baie mense wat die regte belydenis het, dis maar al. Dis maar net die belydenis. Jesus is my verlosser. En dit beteken, miskien sê ek dit een keer 'n week in die kerk of een keer 'n maand of wat ook al. En dan nooi ek maar eintlik net vir God in my verhaal in, terwyl my verhaal afspeel, terwyl ek met my lewe besig is en in Desember ook alweer gekies het om moeg te wees en wanneer in my verhaal ek hooploos is, dan sê ek so nou en dan iets oor die Here. Maar alles verander. En jy moet mooi hoor, alles verander waaragtig. Wanneer ek antwoord op die vraag, wanneer Jesus my vra, het jy my lief, dan nooi hy my in sy verhaal in. En dis die skuif. Dis al skuif wat hoop het. Dis wat Paulus oor en oor gedoen het. Ek het begin deur te sê in Galasiërs 3 was dit hy wat vir die Galasiërs gesê het, ek het Christus aan julle gepreek of julle hom aan die kruis kon sien hang. Hy skryf vir die Korintiërs in 1 Korintiërs 2, kom na julle toe om Christus te weet en niks anders nie. Hy vertel vir die Kolossense, julle is saam met Christus gekruisig en julle sondes is vasgetimmer aan die kruis, Kolossense 2. Hy sê vir die Romeine in Romeine 6, julle is saam met Jesus gekruisig. Dit is die hoop vir die wêreld. Dit is die evangelie wat jy preek, of dit donker is of pikdonker, of mense sonder moed is. Dis die evangelie wat jou dwing tot 'n tweede vraag. Het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my baie lief? Jesus speel volgens Johannes met die Griekse woorde. Het jy my lief? Is jy onvoorwaardelik lojaal? Dis nie 'n nuwe vraag nie. Mag ek jou vir 'n oomblik terugvat na die hartklop van die Ou Testament toe. Die teks van alle tekste toe. God het pas sy wet aan Israel gegee in Deuteronomium 5, die 10 gebooie. Of hy praat met hulle oor liefde. Kan ek saam met jou lees wat sê die Here vir Israel in Deuteronomium 6 vers 4? Israel, onthou altyd dat die Here en net die Here alleen ons God is. Jy moet die Here jou God met alles binne in jou, ja, met jou hele wese lief hê. Al die woorde wat ek jou vandag leer, moet jy in jou hart bære en altyd daaraan dink. Jy moet ook jou kinders daarvan vertel en jy moet oral daaroor praat, of jy nou in jou huis sit en of jy op pad is en of jy 'n bietjie gaan lê en of jy weer opstaan. Jy moet altyd dink oor wat die Here van jou vra. Maak sy voorskrifte aan jou arms vas en styf vas op jou voorkop. Skryf dit op jou deurkosyne van jou huis en op die groot hekke van die stad. Israel, jy moet die Here lief hê. Net God vra dit. Die afgode rondom Israel het net blinde lojaliteit gevra en straf uitgedeel as daar nie lojaliteit was nie. Die wêreld vra vir jou net blindelingse gehoorsaamheid. Jy moet wette gehoorsaam slaafs. En dit kan jy doen. Ek sê altyd, ek is geleer om opdragte te gehoorsaam. Ek is in die skool geleer om gehoorsaam te wees. In die weermag is dit by my ingedrul. Maar dit beteken nie ek was lief vir daai sisteme nie. Mens slaan nie dissipline, mens slaan nie liefde in nie. Jy kry vrees in mense. Jy dryf vrees deur doodse dissipline. Die dissipline van die Here. Die dissipline, hoor mooi, is wanneer jy God liefhet, want as jy liefhet, wil jy gehoorsaam. Hoor net hoe sê Jesus in Johannes 15, wanneer hy die donderdag aand voor sy kruisiging met sy disippels praat, en vir hulle vertel hy is die ware wingerdstok, dan praat hy oor liefde. Dan sê hy vir sy disippels in Johannes 15 vers 9, as julle my getrou volg, sal die wêreld vir God leer ken vir wie hy werklik is. Ek het julle net so lief, soos die Vader my liefhet. Wikkel julle elke oomblik van die dag in hierdie liefde van my toe. Wikkel jou toe, draai jou snoesig toe in my liefde, sê Jesus. Julle vra, vers 10, hoe kry 'n mens dit reg? Wel, as julle doen wat ek vra en dit goed doen, wys julle hoe julle my liefde vir julle waardeer en geniet.
Ek doen dit self. Ek doen wat die Vader my vra, omdat ek sy liefde vir my so waardeer. Bly in my liefde, sê Jesus. Doen my liefde, sê Jesus. Wys my liefde, leef in my liefde. Wees gehoorsaam aan my. En sê Jesus, gaan gee vir ander mense om. Gaan versorg my skape, Petrus. Gaan versorg my herders. Hulle is stikkend. Geef hulle my kos. Jy's 'n herder wat my liefde het. As Christene in 2025 se einde hooploos is, as mense uit is op hulle voete, as hulle vra hoe maak ek dit nog 'n week in Suid-Afrika en nog 'n dag elders in die wêreld waar ek dalk nou sit, gaan troos my skape met die wete, ek is die Here. Ek het julle lief. Ek het my lewe vir julle afgelê. God het dit aan julle geopenbaar en julle moet my lief hê. En gaan dien mekaar met my liefde. Nooi ander gelowiges opnuut om hulle eie storie te los en in Jesus se storie te leef. Leer hulle om by die kruis te kom sit en te rus. Leer hulle om vir ander Christene goed te doen en hulle eie noodslag te vergeet. Leer hulle om 'n tweede myl te loop, selfs 'n derde myl. Ja, miskien moet jy en ek, wanneer hierdie twee vrae so in ons gesig is, wie sê julle is ek? En het jy my lief? Moet ons sê, Here, nee, ons het U nie lief genoeg nie. Ons bekommer meer. Ons dra meer ons eie laste. Ons is donker raaksieners. Ons is nie lopers agter U aan nie. Ons volg nie U wat in die lig voor ons uitloop nie. Ons is moedeloos en hooploos. Ons is eintlik 'n vrot getuie vir U. En nou kom sê Jesus wat hy hier in Johannes 21 gedoen het, die eerste klompie verse, ons het nou gehoor hoe Jesus ons uitdaag om hom lief te hê. Maar die eerste klompie verse van Johannes 21 vertel van die visvangs, onthou jy? Van hoe Petrus en Nathanael en Thomas en die disipel vir wie Jesus lief is, die seun van Zebedeus, hoe hulle gaan visvang het in Galilea. En toe niks gevang het nie, dit herinner ons aan Lukas 5, toe Petrus die eerste keer deur Jesus geroep is om hom te volg, volgens Lukas in elk geval. En nou gebeur iets soortgelyk daar op die see van Galilea, en hulle vang 'n klompie visse. En dan besef hulle dis die Here. En dan gebeur daar 'n merkwaardige ding, en dis waartoe Jesus jou en my uitnooi. Net voordat hy die eenkant gesprek met Petrus het, toe die disippels nou hierdie visse gevang het, toe sê Jesus vir hulle in vers 12, kom eet 'n stukkie ontbyt, nooi Jesus vir hulle uit. En hulle het geweet dis die Here. Jesus gee toe vir elkeen van hulle brood en 'n stukkie vis. Dit was die derde keer dat hy aan hulle verskyn het. Jesus nooi ons uit om saam met hom ontbyt te kom eet, as jy nou lewendig kyk. Hy nooi ons om lewenskos saam met hom te kom eet. Dis hoe ons skuif na 'n groter liefde vir die Here. Ons is lief vir mekaar omdat ons by mekaar kuier. Ons hoor baie keer dat families sê, niemand kuier ooit by hulle nie. Hoe mense eensaam word, want as jy lief genoeg vir mense is, sal jy lief genoeg wees om tyd met hulle deur te bring. En nou nooi Jesus sy disippels, Petrus, jou en my in kluis en sê, ek het kos gemaak, lewende brood, ek het my woord vir julle gegee, ek is in julle midde, al die dae tot die einde. Dink julle ek weet nie van die hartseer nie? Dink ek weet, julle weet nie van die kruis wat julle dra nie? Kom na my toe. Kom na my toe met my ligte las. Ek sal my las vir julle gee, Matteus 11. Ek sal my lewende hoop vir julle gee. My Vader sal opnuut aan julle openbaar hoe lief ek julle het. Hoe lief ek julle het. Na wat ek vra, het jy my ook lief? Het jy my regtig lief? Het jy my so lief dat jy sal ophou om net vasgevang te wees en vasgedraai te wees, en hoe swaar dit met jou gaan? Het jy my lief genoeg om vandag 'n stukkie brood met iemand anders te deel? Het jy my lief genoeg om vir iemand anders te bid? Het jy my lief genoeg om op te staan en te sê, solank as wat ek hier is, tussen alles wat verkeerd gaan, sal ek 'n getuie vir Jesus wees? Daarom nooi Jesus jou en my vandag met twee vrae. Wie sê jy is ek? U is die redder, het Petrus gesê. Ek sê dit met my lewe, my hele lewe agter hom aan, en ek hoor hoe Jesus sê, gelukkig is jy, God het dit aan jou openbaar.
Maar 'n tweede vraag wat my lewe omgooi, het jy my lief? Het jy my lief? Sal jy my wet op jou handpalms dra? Sal jy met jou kinders daaroor praat? Sal jy dit uitskree op die toppe van die wêreld? Ek het die Here lief. Sal jy 'n belydenis, 'n belewenis maak? En as jy nie weet hoe nie, ek het vir jou kos gemaak. Kom sit 'n bietjie aan my voete. Kom tot bedaring. Kom tot rus. Ek is die Here. Ek sal jou nooit los nie. Ek het jou naam in die boek van die lewe geskryf. Jou naam in my handpalms gegraveer. Ek is die goeie herder. Ek gee ewige lewe. En al wat ek vra, het jy my lief genoeg om saam met my die pad te loop? Het jy my lief genoeg om my te dien? Het jy my lief genoeg om jou storie op te ruil vir die kruis? Het jy my lief genoeg? Toe het Petrus bedroef geraak, want hy het dit 3 keer gesê, en ek hoop jy en ek raak bedroef, dat die Here dit so aanhoudend vra, maar nog 'n keer, het jy my lief? Mag die Here gee, dat ons 'n nuwe antwoord sal hê, wat vir ons met hoop en lewe laat leef. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u woord. Here, dankie vir hierdie reguit vrae wat dwing om antwoorde. As iemand volgend kyk wat nog nie die eerste vraag geantwoord het nie, wie sê jy is ek? Gee dat hy of sy vandag lewende water vir die eerste keer sal drink. Dat hulle lewe aan u sal toewy en u as verlosser sal aanvaar. En ek wat dit lankal bely, gee dat dit 'n nuwe belydenis sal word. Maar bowe alles u my vra of ek u liefhet, gee dat ek met my lewe sal ja sê en dat ek u sal dien, sodat die lig vir die wêreld sal skyn in hierdie donker, sodat in my omgewing lig sal wen en nie doodsheid en hooploosheid nie. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Dankie dat jy vandag saam gekuier het by Ekerk Lewendig die podcast. Want Jesus is lewendig en die Bybel gee lewe en saam leer ons hoe om hierdie waarheid uit te leef na ander. Ons kuier volgende week weer saam. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.